Vandag is donderdag 10 April. Baie welkom by vandag se luistermeditasie hier in die 5de week van Lydenstyd. Die teksgedeelte waarby ons vandag stil staan is die eerste 11 verse van Filippense 3. Voor ons die gedeelte gaan saam lees, wil ek jou graag nooi om jy 5 lydenskerse dood te blaas, uit te doof. Ons is in die 5de week van Lydenstyd op pad na Goeie Vrydag en Paasfees. En ons dink in die tyd in die besonder na oor ons eie navolgingskap van Jesus Christus en wat dit beteken. Ek wil stil wees, Here, en op U wag. Ek wil stil wees dat ek kan verstaan wat in hierdie wêreld gebeur. Ek wil stil wees sodat ek tussen die baie stemme in my lewe U stem duidelik kan herken. Daarom word ek ook nou in hierdie oomblik stil, Here. Maak my hart en my gemoed stil, sodat ek U ook kan hoor tussen hierdie eeueoue woorde en getuienis van Paulus. Amen. Filippense 3 vers 1. Verder, my broers en susters, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skrywe is nie vir my moeite nie, en vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars, pas op vir daardie mense wat kwaad stig, pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy Gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n navolger van die kerk en onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Wat is die gedagtes wat by jou opkom met die aanhoor van hierdie woorde van Paulus? Dink vir 'n oomblik bidend hieroor na. Nadat Paulus op die pad na Damaskus, waarvan ons lees in Handelinge 9, God ontmoet het sy lewe radikaal verander. In so 'n mate dat hy hier in die gemeente in Filippi skryf en sê, dit wat eers vir hom 'n bate was, is nou waardeloos. En inderdaad was daar baie wat vir Paulus waarde gegee het op sy lewensreis voor die ontmoeting met God op die pad na Damaskus. Hy sê hier vir ons, hy is op die 8ste dag besny, presies soos wat die Joodse wet vereis het.
Hy was van geboorte Israeliet uit die stam van Benjamin. Hy beklemtoon hiermee dat hy deel is van God se uitverkose volk. Hy sê verder hy was 'n egte Hebreër, wat beteken dat hy nie net doelbewus net 'n Jood was nie, maar dat hy doelbewus Joodse gewoontes en gebruike nagestreef het. Hy was gehoorsaam. Al hierdie eienskappe het sy Joodse herkoms bo verdenking geplaas. Maar dan is daar natuurlik ander goed ook waarop Paulus hom kon beroem. Hy sê ook hy was 'n fariseer, wat beteken dat hy alles volgens die Joodse godsdiens baie goed nagekom het. Hy was baie toegewyd. Hy het die wet in die fynste besonderhede nagekom. Hy was ook 'n navolger van die kerk. By die Joodse godsdiens was dit 'n teken van sy godsdienstigheid, dat hy bereid was om mense wat afgewyk het van die wette van die Joodse godsdiens te vervolg. En hy het alles onberispelik onderhou. Maar dan na sy ontmoeting met God, sê hy het al hierdie goed wat vir hom soveel waarde gehad het, geen waarde meer nie. Die Nuwe Testament van Stefan Joubert en Jan van der Walt vertaal dit so mooi. Daar staan, ek beskou nou alles as 'n las. Niks anders het meer enige waarde vir my nie. My nuwe kennis en insig in Jesus Christus oortref dit alles. Hy is my Here en terwille van hom het ek alles opgeoffer. Nou is dit alles 'n reuse las. Ek beskou dit alles nou as 'n morsige vullishoop. Wat in ons lewens beskou ons soms as so waardevol, dat ons so vas daaraan hou, dat dit eintlik 'n morsige vullishoop in ons lewens word. Goed wat ons as so waardevol beskou. En dan op 'n dag kom ons agter, my waarde lê nie hier nie. My waarde lê toe nie in my akademiese prestasies nie. My waarde lê toe nie in my familienaam nie. My waarde lê toe nie in my sekuriteit nie. My waarde lê toe nie in my bankbalans nie. Nee. My waarde lê daarin dat Christus my gekies het. En dat hy sy liefde en sy genade in my lewe uitgestort het. En dan kom ek op 'n plek waar ek sê, al hierdie ander goed is soos 'n morsige vullishoop. Wat hoor jy vandag hierin vir jouself? Drie vrae wat die gedeelte in my losmaak is, waarin vind ek en jy ons diepste waarde, betekenis en identiteit? Wat is die dryf agter my keuses, agter my prioriteite en agter my menings en opinies? Wat is die dryf agter my vreugdes en agter my ontsteltenisse? Paulus kom op die punt wat hy sê, al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, en die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Al wat ek wens is om Christus te ken. En dan baie interessant gebruik Paulus die woordjie hier, ken. Al wat ek wens is om Christus te ken. Gaan dit nie oor 'n stuk kop kennis nie. Dit gaan nie oor Bybelse kennis nie. Dit gaan hier
oor ervaringskennis. Paulus kom op 'n punt wat hy sê, ek wil God ken. Ek wil hom ervaar. Ek wil hom ken met my hart. Ek wil hom ken met my verstand. Ek wil hom ken met my hele liggaam, wil ek hom dien. Hoe ken ek en jy vir Christus? Wat is jou storie? Jou ervaringsstorie met God? Paulus ontdek Christus op die pad na Damaskus. En dit kom verander sy lewe. Hoe verander Christus se lewe en Christus se verhaal my verhaal? Dink vir 'n oomblik, wat 'n verandering bring Christus se lewe in jou lewe? Ek sluit vir ons hierdie oordeenking af met 'n eeueoue gebed uit die vroeë 1500s van ons kerkvader Ignatius van Loyola. Take, Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, my entire will, all that I have and call my own. You have given it all to me. To you, Lord, I return it. Everything is yours. Do with it what you will. Give me only your love and your grace. That is enough for me. Al wat ek wens is om Christus te ken. Amen.